'n Hartlike goeienaand aan al ons goeie nuusvriende. Dit is 'n heerlike en wonderlike voorreg om weer vanaand met julle te deel. Ek wil vanaand bietjie met julle gesels weer uit Handelinge 24 en ek gaan daar vanaf vers 24 lees. En 'n paar dae daarna het Felix gekom saam met Drusilla, sy vrou, wat 'n Jodin was, en het Paulus laat haal en hom aangehoor oor die geloof in Christus. Maar toe hy spreek oor geregtigheid en selfbeheersing en die toekomstige oordeel, het Felix baie bang geword en geantwoord: "Gaan vir hierdie keer heen en as ek 'n geleentheid vind, sal ek jou laat roep." En tergelykertyd het hy ook gehoop dat geld aan hom deur Paulus sou gegee word om hom los te laat. Daarom het hy hom ook dikwels laat haal en met hom gesprekke gehad. Maar 2 jaar het verbygegaan en toe kry Felix vir Porcius Festus as opvolger. En omdat Felix aan die Jode 'n guns wou bewys, het hy Paulus as gevangene agtergelaat. Tot sover. Nou volgens die Romeinse geskiedenis was Felix se bewind gekenmerk deur onderdrukking en wreedheid. Hy het met baie harde hand teen Joodse opstande opgetree. En dit het daartoe gelei dat die Jode hom verskriklik gehaat het. Nou Felix is uiteindelik van sy pos verwyder en moes homself in Rome gaan verdedig teen hierdie aanklagte van wreedheid en van wanbestuur. Daar word ook geglo dat sy broer Pallas, wat baie invloed by die keiser gehad het, hom gehelp het om ernstige straf vry te spring. En na dit verdwyn hy uit die geskiedenis en daar's geen verdere rekords van hom nie. Nou Felix het 'n geleentheid gehad om regverdig op te tree en selfs om die evangelie te aanvaar, maar hy het eerder vir geld en politieke voordeel gekies. Uiteindelik het sy korrupsie hom ingehaal. En dis vir ons 'n sterk waarskuwing dat mag en kompromieë sonder integriteit mense kan laat val. Felix was geskit, maar nie gered nie. Dit wys ons ook dat om die waarheid te hoor, soos hy van Paulus af gehoor het, nie genoeg is as jy daarna nie reg lewe nie. Kom ons kyk na sy vrou Drusilla. Sy was die dogter van Herodes Agrippa die eerste, dieselfde koning wat in Handelinge 12 vers 1 tot 2 beveel het dat die apostel Jakobus tereggestel moes word. Nou volgens die geskiedenis was Drusilla oorspronklik getroud met Azizus, die koning van Emesa. Maar Felix, wat met haar skoonheid beïndruk was, het 'n plan beraam om haar van haar man te laat skei en dat hy met haar kon trou. Nou dit wys hoe korrupsie en ambisie haar lewe ook beïnvloed het, net soos haar man Felix. Sy het ook belangrikheid en mag verkies bo morele standaarde. Nou in die gedeelte in Handelinge 24 lees ons dat Drusilla teenwoordig was toe Felix vir Paulus laat kom het om oor geloof in Christus te hoor. Paulus het oor regverdiging, selfbeheersing en oor die komende oordeel gepraat. Onderwerpe wat waarskynlik ongemaklik was vir 'n vrou wat 'n immorele pad gevolg het. Volgens oorlewering was Drusilla en haar seun Agrippa teenwoordig in Pompei toe die vulkaan Vesuvius in 79 na Christus uitgebars het. Sy en haar seun het waarskynlik in daardie ramp omgekom. Nou dit is tragies dat sy die boodskap van God se komende oordeel gehoor het van Paulus, maar waarskynlik nooit berou gehad het nie. Nou watse lesse leer ons uit hierdie gedeelte? Nommer 1. Ware geloof vereis 'n reaksie. Felix het die waarheid gehoor en was selfs ontstel daaroor,
maar hy het nooit opgetree nie. Dit wys dat om bloot die evangelie te hoor nie genoeg is nie. 'n Mens moet daarop reageer. Punt nommer 2. Vrees sonder bekering help nie. Felix was bang toe Paulus oor die oordeel praat, maar hy het niks aan sy lewe verander nie. Vrees vir God sonder daadwerklike bekering is nutteloos. Punt nommer 3. Uitstel kan gevaarlik wees. Felix het gesê, gaan vereers weg en as ek weer tyd kry, sal ek jou laat roep. Baie mense stel 'n besluit vir Christus uit, maar niemand weet hoeveel tyd hulle oor het nie. Punt nommer 4. Gierigheid en korrupsie verblind ons vir die waarheid. Felix het gehoop om 'n omkoopgeskenk van Paulus te kry. Sy liefde vir geld en mag het hom verhinder om regverdig op te tree. Ons moet ook waak teen sulke gierigheid. Punt nommer 5. Politieke berekeninge moet nie moraliteit vervang nie. Felix het Paulus bly aanhou, net om die Jode tevrede te stel. Hy wou die mense tevrede stel en het God se woord ignoreer. Nou baie mense kies kompromie in plaas van om die regte ding te doen, omdat hulle mense wil behaag. En sal ons nie maar seker maak dat ons optree volgens God se wil en nie om mense te behaag nie. Nou moet jy moedeloos word as jy sien dat die woord wat jy verkondig nie die gewenste uitwerking het, soos wat hier in hierdie gedeelte gebeur het nie, dan wil ek sê nee. Kom ons kyk na 'n paar belangrike punte. Punt nommer 1. Verkondig die waarheid, selfs al is dit ongemaklik. Paulus het nie net 'n maklike boodskap gebring nie, maar hy het spesifiek gepraat oor regverdiging, selfbeheersing en oor die komende oordeel. Hy het geweet dat Felix en Drusilla 'n immorele lewe gelei het, maar hy het nie die evangelie versag om hulle gemaklik te laat voel nie. So, moenie bang wees om moeilike waarhede te deel nie. Ware prediking bring mense tot oortuiging van sonde en lei hulle na bekering toe. Punt nommer 2. Sommige mense sal uitstel, maar hou jy aan verkondig. Felix was bang toe hy van die oordeel hoor, maar in plaas van om sy lewe te verander, het hy vir Paulus gesê om eers weg te gaan en dat hy hom sou roep wanneer hy weer kans het. Hy het uitgestel en daar's geen rekord dat hy ooit tot bekering gekom het nie. Nou nie almal sal onmiddellik positief reageer op die evangelie nie. Sommige sal dit uitstel of selfs totaal ignoreer. Nou wil ek sê, dit is nie ons werk om mense te dwing nie, net om getrou die boodskap oor te dra. Punt nommer 3. Moenie moedeloos raak as mense verkeerde motiewe het nie. Felix het vir Paulus gereeld laat roep, maar hy het dit gedoen omdat hy sy eie wil daaruit wou kry. Hy wou 'n omkoopgeskenk kry en nie in geestelike redes nie. Dit was 'n oppervlakkige belangstelling wat hy gehad het, om te kyk of daar waarde vir hom daarin is. Nou ook met ons, sommige mense sal na die evangelie luister om verkeerde redes, dalk bietjie nuuskierigheid, met voordeel of oordeel, selfs skepties. Maar ek wil sê, moenie moedeloos raak as mense nie eg reageer nie. Die Heilige Gees is die een wat harte verander. Punt nommer 4. Aanvaar dat jy nie dalk onmiddellike resultate sal sien nie. Paulus het getrou verkondig, maar daar's geen aanduiding
dat Felix of Drusilla ooit tot bekering gekom het nie. Paulus is selfs 2 jaar lank in aanhouding gelaat sonder enige regverdige rede daarvoor, maar hy het aangehou om die woord suiwer te verkondig. Soms lyk dit asof jou werk geen vrug dra nie, maar die woord van God keer nooit ledig terug nie, soos Jesaja 55 vers 11 sê. Selfs al sien jy nie onmiddellike resultate nie, bly jy net getrou. Punt nommer 5. Vertrou dat God die regte tyd en die regte gehoor vir jou gee. Felix en Drusilla het die evangelie gehoor, maar nie aanvaar nie. Tog het Paulus se woorde later mense soos Festus, koning Agrippa en ander Romeinse leiers bereik. Die evangelie het uiteindelik selfs in die keiserlike hof beland, soos in Filippense 4 vers 22. Jy weet nooit wie God met jou woorde gaan bereik nie. Soms lyk dit asof mense onaangeraak is, maar die saad wat jy plant, kan later vrug dra. Ek is oortuig dat ons nou meer as ooit met alle erns die woord moet verkondig. Onthou hoe mense in die tyd van Noag ook sy woord geïgnoreer het en wat die resultate daarvan was, maar hy het getrou gebly. Nou dit gebeur nog steeds vandag, as ek en jy die woord verkondig, baie mense hoor dit, maar daar's dalk min wat dit aanneem. Maar my boodskap vanaand is, bly jy getrou, verkondig die woord van God suiwer, skep moed, hou aan, werk vir God in sy koninkryk, en hy sal op die regte tyd die regte dinge laat gebeur, deur die werking van die Heilige Gees. Ek hoop hierdie woord was vir jou bemoediging, en ek wens vir jou net seëninge vir die res van die week toe. 'n Goeie aand vir julle almal. Totsiens.